Soos wat ons so sit, kom ons sluit die oë, ons raak rustig en ons haal net asem. Die Here is hier. Hy is ons Vader wat ons met sy hele hart lief het en ons is sy kinders. Saam vorm ons 'n geestelike familie wat die hele week liefde teenoor mekaar uitleef. Ons doel is om hom te loof en te eer, om mekaar onselfsugtig te dien en om in gehoorsaamheid aan hom sy naam verder uit te dra, sodat ander hom ook as 'n Vader kan leer ken. Amen. Geliefdes, is my 'n voorreg om jou te mag groet in die naam van God ons Vader wat van die begin van tyd af 'n plan gehad het met elkeen van ons. Dit is my 'n voorreg om jou te mag groet in die naam van Jesus Christus, sy seun wat sy lewe kom gee het sodat hierdie plan in werking gestel kan word. En dit is my 'n voorreg om jou te mag groet in die naam van die Heilige Gees wat steeds vandag besig is om aktief te werk in elkeen van ons se lewens. Kom ons almal staan saam en ons sing en ons aanbid die Here. As 'n tree die lewe gee, is daar een en wat ek weet. Is die een vir my wat lief kan kry, met die
Dankie dat ek vanoggend saam met julle die Here kon aanbid. Ek dink ek wil begin deur dit te sê. En dat wanneer ons so saam sing, is ons saam aan die woord. Ek dink julle het my nou al leer ken, hè? Ek sê as ek doop, is dit my gunsteling ding om te doen. As ek die sakramente instel, dan vertel ek vir julle, dis my gunsteling om dinge te doen. Maar Sondag na Sondag om saam met julle die Here te kan aanbid, beteken ek wat Anandi en die prediker vir die dag is, praat nie op daai oomblik alleen nie. En dis my lekker. En dis my voorreg. So dankie dat julle saam met my vanoggend gepraat het oor hoe goed God is, oor God wat ons vrygemaak het, oor hoe awesome God ons saam aanbid. Ek wil vanoggend saam met julle 'n teks lees in die Nuwe Testament. So as jy 'n Bybel hier het, kan jy saam met my oopmaak by Lukas 13. So jy kan by Lukas 13 oopmaak. Ek wil begin deur ietsie vir julle te wys. Ek dink 'n klomp mense kan sien hier's 'n kosblik sakkie langs my. En 'n klomp van julle het ook gesien toe ek hom ingedra het vanoggend. Ek het ontbyt gehad, ek is nie honger nie. Hierdie is nie my snackpack vir as ek in die preek lus raak om ietsie te eet nie. Ernstig in die week is ek by 2 verskillende skole en ek hou nogals dop as die kinders met hierdie sakkies rondloop met hulle kossies wat gepak is en die kossies wat hulle vir hulle gepak het en wat in dit is en kyk, dan is ek honger. As ek 10 uur of 12 uur by 'n skool was in die week en ek sien hoe haal hulle hierdie borsbroodjies uit en die reuk wat so verby my kom, dan is ek verskriklik honger. Hierdie week het ek sommer by die skool se snoepie vir my iets gekoop. So honger was ek nadat ek al hierdie kosblikke by my sien verbykom het. Die Lukas Evangelie, die Lukas en Handelinge eintlik saam. Julle onthou, baie keer moet ons bietjie goedjies herinner, so julle moet my maar verskoon. Julle onthou die outeur, die skrywer van Lukas en Handelinge is dieselfde een, né? Jy moet eintlik Lukas Handelinge saam lees. En die Lukas Evangelie het baie te maak met eet. Baie. Dit begin eintlik met eet en ek wil vandag ietsie daarvan vir jou wys. Ek het so 'n bietjie daarvan vergeet. Dit begin eintlik met eet en dit het my brein hierdie week laat gaan toe ek dit besef. En dit eindig weer met brood. Dit is eintlik 'n pragtige inclusio. Brood en dan 'n klomp verhale tussenin wat Jesus saam met mense eet. Nou die een wat ek en jy vandag gaan saam lees, gaan nie oor eet nie, maar dit gaan oor die maak van brood. En dit is in Lukas 13 wat ons die gelykenis van die mosterdsaadjie en die suurdeeg gaan lees. Nou as jy 'n gereelde erediens bywoner is, gaan jy vir my sê Anandi, maar jy het 'n stuk uit Matteus in 2023 gepreek. Ja, ek het daai dag op die mosterdsaadjie gefokus. So just go with me. Vandag praat ek met julle oor suurdeeg. So kom ek stel julle voor aan Flabber 2.0. Ons het laas jaar ons eerste suurdeegplantjie gemaak. Flabber het goed gedoen. Flabber het dood gegaan, is waarskynlik my skuld. So hier's Flabber 2.0 vir my en Arno. Sy het nie so gereis soos wat ek gehoop het vir vandag nie, maar julle kan sien gister het sy. Die wat naby sit kan sien sy's vuil. So gister het dit geborrel en dit was pragtig. As jy 'n suurdeegplantjie het, wie van julle het 'n suurdeegplantjie of al een, kom ons sê wie het al een gehad? Wys gou vir my. Okay, dan weet jy hoe jy voel as jou suurdeegplantjie so gaan en borrel, né? Dis 'n trots, né? My suurdeegplantjie het geborrel en sy's reg om gebruik te word. Nou dit het ek al baie beleef. Maar ek sukkel om 'n mooi suurdeegbroodjie te maak. Regtig ek doen. En brood is vir my belangrik. Ek wat Anandi is. Kom ek wys vir julle. Ek het by my ouma as kind gereeld sulke klein broodpannetjies saam met haar gemaak. Ek kan nie onthou hoekom sy dit gedoen het nie. Ek weet nie of dit makliker was om ons as klein kinders deel van die episode te maak nie. Dit was dalk, maar ek vrek oor brood. En ek vrek eintlik oor broodbak van 'n klein tyd, maar 'n suurdeegbroodjie kry ek nie reg nie. Ek sukkel met die knie, ek sukkel om te weet wanneer wat, ek sukkel om te weet of ek dit dalk nou heeltemal oordoen het. So kan ek asseblief vra as iemand lekker suurdeegbroodjies regkry met julle eie plantjie, sien my na die erediens asseblief, dit sal my regtig baie help. Suurdeeg is nie 'n nuwe uitvinding nie. Suurdeegbroodjies is nie 'n nuwe ding wat in COVID begin gebeur het, wat almal op die trein geklim het nie. Dis iets wat ons van lees in die Nuwe Testament en ook in die Ou Testament. En eintlik lees ons meer, dink ek, van ongesuurde brood.
En die gelykenis wat ek en jy vandag lees, is eintlik snaaks. Eintlik satiries. Jy kan dalk dink, daar is geen preek wat vanoggend hier uit kan kom nie. Aan die ander hand, ek het hom al 1000 keer gehoor. Dit wat klein is, word groot. Kan ek jou vandag ietsie anders verwys? Kan ek vandag ietsie anders met jou deel? En voor ons dit doen, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons as geloofsfamilie vandag by mekaar kan wees. Dankie dat U die een is wat ons voed. Die een is wat ons op knie en vorm. En Here, dankie dat ons in U hande so bruikbaar is. Ek wil kom vra, Heilige Gees, dat U met ons harte sal werk en op 'n manier metafories ons op knie tydens hierdie erediens sal vorm en met ons sal werk. Help ons om te waag om weerloos te wees in ons eie binnekant en ietsie daarvan te beleef. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Ek lees saam met julle, is 'n baie kort stukkie, Lukas 13, vanaf vers 18. Jesus het gesê, hoe is die koninkryk van God? Waarmee kan ek dit vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaadjie, wat iemand gevat en in sy tuin geplant het. Dit het gegroei en 'n boom geword en die voëls het in sy takke kom nes maak. Verder het hy gesê, waarmee kan ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is so suurdeeg, wat 'n vrou geneem en in 20 kilogram meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deur suur was. Ek lees hierdie stuk en ek lees 20 kilogram en onmiddellik is ek oorweldig. Dis verskriklik baie werk. Dit is so baie werk en dit is eintlik iets wat ons aan 2 verhale in die Bybel moet laat dink. Nou voor ek vir jou dit sê, jy kan vir 'n oomblik dink of jy daar kan dink aan watter verhale dit is, maar jy het eintlik die bronteks nodig. In die bronteks lê die klou, nie die 20 kilogram nie. Maar hierdie vrou moet gebruik maak van 'n gemeenskapsoond. Weet nie of julle kan onthou nie. Ons het dit al met julle ook gedeel. Brood bak het nie in jou huis gebeur nie. Ek het al die grappie gemaak van ek wonder of mense 'n skedule gehad het oor wie die oond vir die dag gekry het. Maar sy het eintlik bietjie daai oond oorgeneem daai dag waarskynlik met haar baie brood wat sy besig was om te bak. In die bronteks verwys dit na 3 eenhede meel. En daai 3 eenhede meel lees ons ook in Genesis, wanneer Sara moet gaan brood bak vir die kuiergaste wat opgedaag het by Abraham. So onmiddellik moet jy gaan, ding ding ding, hier's ietsie moois, hier's 'n herinnering. Dis nie toevallig dat die skrywers hierdie gebruik en so eenhede afmeet nie. Ek lees ook in die week dat iemand dink dis dalk die hoeveelhede wat gebruik is ook vir die brood wat gemaak moes word wanneer daar 'n offer moes gebring geword het in 'n spesifieke tyd. So daar's ietsie rondom hierdie getal, daar's ietsie rondom dat dit ons vat na Sara en Abraham toe en die gasvryheid wat hulle gehad het, maar onthou ook in daai teks gaan dit oor 'n ontmoeting. 'n onverwagse ontmoeting met 3 mans wat ons tipies die preek kan doen en sê, was dit dalk God wat by hulle aangekom het? Maar hulle ontvang mense, is gasvry, en duidelik in daai teks lees ons iets van 'n ontmoeting met God. Maar die onverwagte is die deel wat jy hier moet hoor. Iets wat ek opnuut hierdie week ontdek oor suurdeeg, is dat dit nie positief gesien of gebruik is wanneer daaroor gepraat word nie. Gaan loer 'n bietjie. Jesus maak 'n opmerking op 'n stadium oor suurdeeg wanneer hy verwys en sê moenie soos die Fariseërs wees nie. Want dis nie mooi nie, dis sondig en dit infiltreer en groei verskriklik vinnig. Okay? Paulus maak ook 'n opmerking waar hy suurdeeg gebruik en ook sê moenie soos dit wees nie. Dis in 'n negatiewe konnotasie. Dit gaan oor sonde. Moenie soos dit wees nie. Dit kom baie vinnig, baie klein en dan raak dit so deel en so groot deel van dit. So, wanneer ek sê hierdie is eintlik baie snaaks en satiries wanneer Jesus hierdie gebruik, dan verstaan die mense ietsie daarvan as hierdie metafoor gebruik word, dat dit nie so positief is nie. Nou, waarom sal Jesus dit dan gebruik?
Jy kan met die tradisionele lees van hierdie teks gaan, van klein na groot, en dis hoe die Here die koninkryk werk, en ek dink dit is ook dit. Maar ek is nuuskierig as jy saam met my loer na die stukkie net voor hierdie. In die Grieks is die woorde wat sê, Jesus het gesê, dis eintlik 'n aanhak by die vorige gedeelte. Dis die woorde waarmee hier begin word, wat ek en jy saam in vers 18 gelees het. Dis eintlik 'n aanhak by die vorige gedeelte. En die vorige gedeelte gaan oor Jesus genees 'n gebreklike vrou op die Sabbatdag. Was 'n vrou, Jesus sien haar in die sinagoge, en wat doen Jesus? Jesus doen wat Jesus doen. Hy genees haar. Soos die ander tekste wat ek en jy al saam gelees het, op die Sabbat, want ekskuus my Engelse woord, dis 'n no-brainer vir Jesus. Hy gaan haar genees. Hy gaan nie wag tot die volgende dag nie. Hy sien haar nou. Want hy bietjie laasweek se splagmitsumai, iets wat gebeur, iets wat oorgaan, en dan genees hy haar. En dan wat doen die skrifgeleerdes? Hulle is eintlik nogals, ek beleef hulle bietjie cheeky in hierdie stuk, jy kan dit gaan lees. Hulle sê dan eintlik, kan ek dit gou in Anandi taal vir jou probeer sê? Wraggies, jy het 6 dae wat jy kan kom om gesond te word. Moet jy nou op die Sabbatdag kom en dit doen? Maar dis nie sy wat gekom het om genees te word nie. Sy het net gekom. Jesus het haar gesien. Jesus het haar genees. Dis my vreemd om te lees hoe hulle sê, yes, like, kan jy nie maar dag 1 tot 6 kom nie. Verstaan, moet nou nie op die dag van rus kom en dat Jesus jou kom genees nie. Ek herinner jou daaraan dat mense wat gebreklik was, as onrein beskou is, uitgesluit was. So wanneer Jesus al genees, gaan dit weer eens nie net oor 'n liggaamlike genesing nie, maar onthou laasweek se preek se insluit in die gemeenskap, in koinonia met mense, die moontlikheid van dit. Dis ongelooflik. So wanneer hierdie teks volg, net na hierdie wat sy genees is, en dan dit eindig daar op vers 17, deur dit te sê het Jesus al sy teenstanders laat skaam kry, maar die hele skare was bly oor al die wonderbaarlike dinge wat hy gedoen het. En dan begin vers 18, daarom het hy gesê. En dan begin hy vertel van hierdie 2 gelykenisse, van 'n mosterdsaadjie en suurdeeg. In my preek in 2023 het ek vir jou gesê, mosterdsaad is nie wat jy in jou tuin geplant het nie, want dit het oorgeneem. Ek het gesê, dit kan amper soos 'n onkruid gesien word. Suurdeeg wat in alle gesprekke dan nou gebruik is as, om te verwys metafories na sonde, onrein. En dan, jy kan dalk ietsie daarvan verstaan, want as jy verstaan hoe suurdeeg werk, jy kan hierdie kom oopmaak en ruik, dit ruik regtig nie great op die oomblik nie. Dit doen nie. Dis besig om te gis en te fermenteer en die manier hoe hulle dit gemaak het is maar soos wat ek en jy het opmaak. Jy het 'n stukkie gekry van die deeg ernster en dan het jy hom begin groei. Ja, dis eintlik nogals weird om te dink dis wat mense gebruik om iets te laat rys. Ek lees hoe iemand in 'n kommentaar skryf, dit gaan dit dalk verskriklik klink, maar wat die persoon sê is, dis amper soos wanneer iemand dood gegaan het en wat met hulle lyf gebeur. Jy weet, daai is onrein. Okay? So hierdie's nie 'n goeie voorbeeld nie. Ietsie van onreinheid word deur die groep gehoor wat hierdie hoor wat Jesus sê. En as ons dit lees net nadat hy 'n vrou wat gebrekkig is genees het, wat onrein beskou kon word vir ons vertel, dan is dit eintlik 'n briljante satire, dink ek, as jy hom so wil lees, waar Jesus sê, die koninkryk van God lyk anders as wat jy dink. Die koninkryk van God gebruik ander mense as wat jy dink. Die koninkryk van God gebruik mense wat jy as sondig of onrein beskou, of nie aanraak nie, of nie deel van jou verwysingsraamwerk is nie, om hierdie deeg te deursuur. En dit word iets ongelooflik baie van iets wat dalk lyk soos iemand se niks, of se klein handeling, of se klein deel wees. In die bronteks kan jy ietsie lees van wat dit, ek dink die Griekse woord klink soos krypto, so versteek.
So dit sê nie net dat sy dit inwerk in die deeg nie, maar dat sy dit versteek in die deeg. Dis eintlik so 'n bietjie wat die Grieks daar kan sê. Hierdie suurdeeg word versteek. Nou, kan jy gou saam met my vir 'n oomblik dink, as jy suurdeeg beter as Anandi gebruik en dit in die meel sit, dan wat gaan dit met daai doen? Dit gaan rys en groei. So sy kan dit versteek en inwerk in die deeg, maar bly dit versteek? No ways. Daai dames wat saam met haar gebak het by daai gemeenskaplike oond, het verseker geweet, sy het gekies om dit met suurdeeg te doen, want dit het so baie geword. So baie. Daar's iets anderster wat ek en jy rondom suurdeeg met mekaar moet onthou. In Exodus, met die Pasga, wanneer mense haastig is en vinnig moet wegkom, dan hoe moet die Pasga lyk? Wat is die opdrag? Ongesuurde brood. So elke keer met die Pasga vieringe, dan moes hulle ook nie suurdeeg gebruik het nie. So daar's iemand wat ek lees wat sê, miskien het sy in 'n tyd nou suurdeeg gebruik wat sy nou nie suurdeeg mag gebruik het nie, en dit het ook aan die lig gekom. So daar's 'n paar verhale rondom suurdeeg en ongesuurde brood wat ek en jy aan moet dink wanneer ons hierdie teks lees. Wanneer ons hierdie hoor. Wanneer mense wat bewus is dat Jesus mense wat as onrein beskou word, genees word, en hy sê dan, die metafoor wat ons so baie gebruik vir onreinheid. Die koninkryk van God is soos daai suurdeeg wat klein begin en deur die hele deeg gaan. En God se koninkryk groei. En God se koninkryk word sigbaar. En die Here regeer. Ek lees so iemand hierdie teks gebruik en vra, miskien moet ek en jy nuwe geloofsbrille kry. Of 'n bril, jy sê mos 'n bril, jy dra mos 'n bril, nie brille nie. 'n Nuwe geloofsbril kry, om te kan begin raak sien, waar is God aan die werk. Kyk, dis niks anders as die taal wat ons hier by Peer van Ryneveld geloofsfamilie gebruik vir God stories nie, né? Ons het reeds mekaar begin sê, kan jy op die uitkyk wees om te sien, waar is God besig? Waar is God besig en hoe vier ons dit? Ek kan vir julle 'n God storie wat ek in die voorportaal gevat het lees. Hierdie is definitief van een van ons kinders. Baie dankie, liewe Jesus, dat U my hand vinnig gesond gemaak het. Dankie, Jesus. Dit mag dalk vir my en jou klein klink, maar ek is so dankbaar vir 'n God storie soos hierdie wat my en jou kan leer waarom die Here te begin raak sien. En selfs die klein goed. Die koninkryk van God is ook so suurdeeg, dink ek, in die sin dat ons dink dit moet hierdie groot goed wees. Maar is ook hierdie kleiner goed. Dis ook die goed in jou lewe wat jy dit kan dalk deure gewees het. Of ek wil nie te veel aandag na my toe trek nie. Hierdie het goed uitgewerk. Ja, hierdie het goed uitgewerk. Of toevallig het hierdie gebeur. Ek en jy het nie dan ons geloofsbril op om raak te sien waar die Here met ons besig is nie. Selfs in die klein goed. En die koninkryk van God is ook so. In die klein goed. Ek is mal oor hierdie gelykenis. Dit sluit wat ons dink onrein of buite ons spasie is of wat ons uitsluit, dit sluit daardie mense in. Dit sluit in om my en jou op 'n manier uit te daag oor hoe ons oor die koninkryk dink. Dit is nie net die groot goed nie. Dit is nie net die motiveringssprekers met hulle mikrofone en hulle interessante en groot verhale nie. Dis ook joune. Dis die geloofstorie wat ek lees, ook iemand wat in die boks gegooi het, wat sê, iemand het my bankkaart gesteel, en dis ongelooflik dat daar niks geld uit my rekening gesteel is nie. Dis dit ook. Jou storie, jou Godstorie, mag vir jou klein wees. Mag ek die metafoor van suurdeeg vandag gebruik? Dat dit so suurdeeg is, onverwags, op onverwagte plekke, met onverwagte mense, wat so groei, na hierdie groot hoeveelheid deeg, wat baie mense kan voer, hoor my gou, wat baie mense kan voer,
wat ons herinner aan die verhaal van Sara en Abraham, wat 'n onverwagte ontmoeting gehad het met die Here. Die koninkryk van God is so onverwags en klein. Ek het jou gesê, ek wil vir jou wys hoe die Lukas Evangelie begin met kos en eindig met kos, en met brood en eindig met brood. Jy kan die ander tussenin self gaan lees van hoe Jesus met sondaars geëet het. En hoe hy daai etenstafels basies gebruik het om mense te leer. Fisies, deur te wys wie ingesluit word. Fisies, deur te wys, ek is okay met jou. Jy het dalk iets gedoen wat nie reg is nie. Ek bedoel, van daai tollenaars het mense uitgebuit op 'n manier wat vir my kwaad maak. En dan eet Jesus saam met hulle. En wys dit kan anders wees. En wys dat hy okay is met hulle. So in lydenstyd is hierdie vir my die begin en die einde van brood. In Lukas 2, waar is Jesus gebore? In Bethlehem, né? Wie van julle weet wat Bethlehem beteken? Huis van brood, baie dankie Tannie. Huis van brood. Bethlehem beteken huis van brood. Dis waar Jesus gebore is. Jy moet nou mooi fokus, anders gaan jy vir hom mis. Waarin is Jesus neergelê? In 'n krib. Wat is 'n krib? Dis 'n voerbak. Hy's gebore in die huis van brood. Hy's gelê in 'n voerbak. Oh my word, hierdie Jesus, wat die nagmaal ingestel het en gesê het, my liggaam is die brood. Eet, dink daaraan en glo. Sy liggaam vir jou gebreek is. Hier, in die begin. En dan al hierdie gesaametery en die suurdeeg en ek kan vir jou vandag herinner aan die nagmaal en hoe hy dit gebreek het. Ek het dit een keer reg gekry by Doringkloof waar ons so ek het nie met die koster voor die tyd vandag of daai tyd gereël nie. En wanneer jy breek dan dis morsig. En sy lyf het vir ons gebreek. En ek sê Lukas eindig met dit, nê? Lukas, net soos die ander evangelies vertel van hierdie Jesus se lyf wat aan die kruis vir ons gebreek is. So het hy gewys het. En dan die Emmausgangers, dan breek hy saam met hulle brood en dan gaan hulle oë oop. Dan gaan hulle oë oop en hulle besef som wie hulle geloof wat hierdie tekste vir hulle uitgelê het. En dan vra hulle het ons harte nie warm geword nie. Partykeer maak ons dit so netjies. Ek verstaan hoekom die blokkie so klein is. Ek verstaan hoekom ons dit doen soos wat ons dit doen. Maar ek dink partykeer is ons te netjies selfs in ons verstaan van wanneer ons met die brood omgaan. Ek dink ons vergeet dat in die Nuwe Testament en in die vroeë kerk is daar ontsettend baie saam geëet. Ontsettend baie saam geëet. En saam met mekaar gewees. Ek is op 'n plek waar ek vreeslik baie wonder oor saam wees. Julle kon dit laasweek ook gehoor het. Ek is nuuskierig oor hoe ons iets verstaan van die nagmaal in terme van dat ek en jy gevoed word. Maar dit sê tog ook iets van geregtigheid en om ander mense se nood raak te sien. En om ander mense wat fisies honger is, raak te sien. Ek lees hierdie week waar iemand sê as ons weet daar's mense honger, in sy woorde nie, my woorde nie, klink iets soos, kom die nagmaal tot vervulling dan, as ons dit vier, en ons weet daar's nog mense honger. Hierdie hele Lukas Evangelie en Handelinge het vrek baie te doen met brood. Jesus gebore, die stad van Bethlehem, brood, in 'n voerbak, saam met mense geëet, vir ons kom vertel, my liggaam gaan vir jou breek, dit het aan die kruis gebreek,
en dan eet hy weer saam met mense, die Emmausgangers. En ons lees in van die ander evangelies hoe hy saam met hulle ook vis geëet het. So ek is nuuskierig of ek en jy so 'n bietjie kan saam met mense begin eet. As 'n student, ek was in my 3de jaar, ek onthou dit ontsettend baie goed. In een van die artikels wat ons moes gelees het iemand 'n argument daar uitgesit om te sê, as jy vloeistof saam met, okay, laat ek net gou hierdie sê. Ek hou van koffie drink, ek gaan nie ophou koffie drink met julle nie. So moet nou nie sien toe gaan nie. Maar as jy net vloeistof en koue vloeistof saam met mense gebruik, dan is dit iets anderster as om soliede kos en warm kos saam met mense te deel. Daar's 'n ander tipe gemeenskaplikheid. Daar's iets anders wanneer ek en jy in Woolies met mekaar koffie drink, né? Nee? Teenoor wanneer ons reël en saam hier onder die afdak brood breek of potjie kos maak of saam met mekaar eet. Ek onthou daai dag baie goed, vloeistof en vaste kos. En die vraag was saam met wie ek bereid om 'n bord kos te eet. En ek dink ons moet meer saam begin eet. So dis wat ons ook doen na die nagmaal, né? Julle weet ons maak brood en ons sit brood hier buite met botter ensovoorts. Dit vloei vanuit 'n verstaan van saam met mekaar wees. En wie saam met mekaar? Almal. Die vroue wat hulle gedink het onrein is en siek is. Die tollenaars wat hulle gedink het nie gebruik kan word vir die koninkryk van God nie. Miskien is jy iemand wat voel ek kan nie gebruik word vir die koninkryk van God nie. Kan jy probeer om in my oë te kyk en raak te sien en te hoor dat daar bevestiging is vanuit God se woord, dat daar niks is wat jy al in jou lewe kon gedoen het, wat maak dat jy onbruikbaar vir God is nie. Onthou verlede week het ons mos gepraat van iemand wie se naam onbruikbaar geklink het en toe bruikbaar is. Daar's niks wat jy kan gedoen het wat sê jy kan nie gebruik word nie. En ek dink dis wat ek mal is oor hierdie metafoor van die suurdeeg. Iets wat vir hulle geklink het as onrein, nie bruikbaar nie, stay away. Gebruik Jesus juis om te sê, God se koninkryk lyk ook so. Jy is so bruikbaar in God se hande. God wil jou gebruik. As jy waag, is daar sulke mooi goed wat kan gebeur. En ek herinner jou, hierdie gelykenis praat ook van klein en deursuur die hele deeg. Ek lees hoe mense hierdie teks gebruik en sê, hoe lyk dit vir 'n geloofsfamilie wanneer almal se suurdeeg gebruik word en almal waar hulle is deur die Here gebruik word en dit deursuur na nog en nog spasies. Ek besef baie keer as mens uitstap by prediking, dan voel dit wat gevra word te veel, te groot, onbereikbaar. Hierdie gelykenis hoop ek kan jou vandag help, kan my vandag help, dat dit nie onbereikbaar is nie onbereikbaar is nie. En eintlik nie soveel oor my en jou gaan nie, want God is die bakker en die een wat sê ek is die brood. Beide. Is die een wat my en jou knie en vorm. Is die een wat die proses aan die gang sit. Ek dink dit lê regtig net by, Here, is reg. Gebruik my. Is reg. As ek die stem hoor, gaan ek reageer. Is reg. Hierdie lyk vir my klein, maak nie saak nie, ek gaan hom doen. Hierdie lyk vir my asof ek niks kan doen nie, ek gaan dit doen. Oor die naweek het iemand na my toe uitgereik en gevra vir hulp. Dis nie iemand in ons geloofsfamilie nie. En dit wat ek gedoen het is verskriklik klein. En vir daai persoon is dit so groot. Dit is regtig klein. En ek dink ek wil jou uitnooi om regtig op te daag vir die klein goed en die consistency van die klein goed, dat die Here jou daardeur kan gebruik. Want dit saam, kyk net om jou asseblief, vat net 'n oomblik. Die koninkryk van God hang nie van jou alleen af nie, maar dit wil jou ook gebruik. Moenie aktief teen dit kies, omdat jy dink jy's nie goed genoeg,
of omdat jy dink dit is te klein nie. En moenie ander mense uitsluit uit die gebruik van God se koninkryk oor wat ook al jy dink daai persoon bruikbaar is of nie. Ek wil jou 'n oomblik van stilte gee en dan wil ek graag 'n gebed vir ons doen. Here, ons wil gebruik word. En so my gebed, Heilige Gees, is dat U ons in ons messiness sal gebruik. Dat U ons sal herinner, Here, dat ons nie perfek hoef te wees nie. Dat U tollenaars geroep het en saam met hulle geëet het en dadelik begin wys het hoe die koninkryk lyk en dat hulle dadelik kon gewys het waartoe hulle geroep word. Here, ons is die kinders, maar ons besef ook dat ons suurdeeg kan wees in hierdie gemeenskap, in hierdie dorp, in hierdie stad, in hierdie land. Mag U elke liewe een van ons gebruik, net daar waar ons is, net soos wat ons is, in onverwagte plekke, by onverwagte mense. Mag U ons gebruik om 'n verskil te maak in die deel van ons stories. Mag U ons oë oopmaak en ons harte warm maak om U raak te sien. In die genesing van 'n hand, in die keer van geld wat gesteel word. In die ander goed ook, Here, maar veral in die goed wat ons makliker nie afmaak nie, Here, maar nie raak sien nie. En so Heilige Gees, dis my gebed vir elkeen van ons vandag hier, vir die hele geloofsfamilie. Kom maak ons harte warm, kom raak ons aan, kom werk met ons guts wat moet draai en kom gee vir ons oë en nuwe geloofsbril om regtig waar U raak te sien. En die guts om dit te deel. Here, U roep ons om 'n verskil te maak. U roep ons om in die koninkryk betrokke te wees. Here, U is die een wat die voorbeeld kom stel het, deur regtig waar U self te gee. U is vir ons brood, U is lewe. U het U self letterlik weggegee. En vir ons, Here, is dit net ongelooflik moeilik. Here, daar waar ons dink ons maak droog, of daar waar ons droog maak, wil U ons nie asseblief vergewe nie. En wil U nie asseblief vir ons die bevestiging bring dat ons vry is, en dat ons vanuit daardie plek uit kan leef, en vanuit daardie plek 'n verskil kan maak, en dat ons onsself ook daai spasie sal gun om gebruik te word. Hier is ons, Here. Suurdeeg, reg vir die bakker, knie ons tot eer en verheerliking van U koninkryk. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Daar's 'n lied wat ons gaan saam sing. Jy ken die lied ontsettend goed. Ek vermoed jy kan selfs jou oë toemaak en hierdie lied sing. Die lied is Here I Am to Worship. As ons harte aangeraak word, dan kan dit op verskillende maniere wees. Maar ek dink dit begin ook met woorde van Iris. So, jy is welkom om te sit. Eintlik as jy op 'n stadium wil opstaan, kan jy ook opstaan, all may none must. Maar kom ons aanbid die Here en kom ons gebruik die woorde, hier is ek. Ek is hier om U te aanbid. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you.
verlede jaar op pad Shaimanzi toe het ons met julle gedeel in die gemeenteraad en die bedieningsleiers het ons nogals baie gepraat oor wat op ons harte is en wat ons ook in die geloofsfamilie hoor. By beide het daar 'n tema uitgekom rondom om herhaaldelik Christus te ontdek. Herhaaldelik Christus te ontdek en herhaaldelik te ontdek waarmee God besig is. En dan kan mens mos nie anders as om te ontdek en leef Christus nie. Ek in lydenstyd, ons is smack bam nou in lydenstyd, het dit baie te doen met 'n bewuswording van wie ek is, wie Jesus is, wat vir ons kom doen het en dit vat mense in 'n tyd van refleksie. Ek wil jou nooi hierdie week om waarlik in 'n plek van refleksie te gaan vir huisgeloof. In julle huis. Gaan na daai gesprekke toe. Gaan na die gesprekke toe in terme van hoe gebruik die Here ons? Hoe gebruik die Here ander mense? Hoe ontdek ons opnuut herhaaldelik Christus in ons eie lewe en in ons gemeenskap? En dit het twee goed gemaak, dat ons gesê het gemeenskap is vir ons 'n prioriteit en Godstories. En daarom vra ons gereeld en sê, as ek jou vra watter Godstorie beleef jy tans, dan vra ek eintlik vir jou waar sien jy die Here tans raak? Nie net in die groot goed nie, in die klein goed ook. Ek wil vanoggend vir huisgeloof baie spesifiek vra, watter Godstorie sien jy in ons gemeenskap raak? Met ander woorde, waar sien jy tans die Here in ons gemeenskap raak? Deur iets wat iemand doen, deur iets wat paar mense doen, deur iets wat jy van deel is. Ek het nou klomp clues vir jou gegee, jy behoort om nou redelik te antwoord. Ek dink dit is belangrik in 'n tyd wat, en ek gaan dit sê, nuus nogals oorweldig is met 'n klomp goed, dat as 'n geloofsfamilie dat ons spier sterk maak oor Godstories en sterk maak spesifiek ook oor wat ons in ons gemeenskap raak sien waarmee God besig is. So vir huisgeloof wil ek jou gou 'n paar sekondes gee. Of vat 'n oomblik en dink wat ek jou vra. Of as jy onmiddellik weet wat jy wil sê, sê vir die persoon langs jou. Almal hoef nie te dink nie, van julle is ekstroverte, ek weet dit. Waar sien jy die Here raak in ons gemeenskap? Watter Godstories is daar in ons gemeenskap? As jy nie aan een kan dink nie, dan wil ek jou vra om te bid en die Here te vra om jou hart en jou oë hierdie week oop te maak. Want God is besig in ons gemeenskap. Ek wil hê julle moet hierdie gesprek voer in die kar. Ek wil hê julle moet hom probeer doen rondom middagete vanmiddag. Ons moet verhale deel waar God besig is in ons gemeenskap. Ek is nuuskierig of iemand een wil deel, anders sal ek een deel. Enigiemand? Frans? Ja. 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 Hierdie gemeenskap is awesome. As julle, dis nie net ek wat die woord awesome vandag gebruik het nie, Frans het ook awesome gebruik. Dankie. Frans, ek wou ook gedeel het rondom, as niemand nou opgestaan het nie, dan sou ek ook wou gedeel het van, daar's mense wat regtig hulle tyd gee om in die gemeenskap papiere op te tel. Ek het gesien waar mense hekke geswys het by 'n parkie. Hier's mooi dinge in ons eie gemeenskap en dis mense wat goed raak sien. En die uitdaging vir my en jou is om raak te sien dat God in hierdie verhale lê waar mense same verskil maak. Ek wil jou uitdaag om 'n paar goed raak te sien. Hierdie is nie die enigstes nie. Frans, dankie.
En dat ons dit met mekaar begin deel, dat ons dit op pad hier by die deur uit met mekaar deel. 'n Geloofsfamilie soos ons moet buzz van die goeie nuus. Hoor my gou? Buzz van die goeie nuus en van die Godstories wat ons raak sien. Mag ek jou uitnooi om te waag om daar te gaan. So huisgeloof, praat oor die Godstories in die geloofsgemeenskap. Ek weet nie of julle dit kan sien nie. Jeanette, sê gou vir jou oud is julle tweeling nou 4. Nee. So die tweeling is 4 en neem vandag dankoffers op. Hier's kalfvoet kollekte opgeneem. Hier's mooi volwassenes wat kinders aan die hand vat en kollekte opneem. Ek sien die Here raak in julle wat ons kinders help om te leer. Ek dink ek het al die storie vir julle vertel. My ouma het my altyd saamgevat om te gaan kollekteer by die ouete huis. Nou, vandag dink ek dit was 'n slim manier om gesprekke oop te maak met 'n bokster dogtertjie wat daar sou staan. Maar wanneer ons kinders gebruik om hier op te neem, dan is dit 'n spasie wat hulle leer sien. En soos wat hulle ouer word, sal julle ook sien van hulle begin hulle eie rye vat. So dankie dat ons op daai manier ook sigbaar Jesus se liefde kan wys. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan gee. Dit beteken ons het iets. Dankie. Dankie vir u voorsienigheid in ons lewe. Dankie dat selfs wanneer dit onseker lyk, of selfs rarig swaar gaan, dat ons weet dat u met ons is. En dat ons na u toe kan draai in gebed. En dat ons kan uitreik vir hulp. En dat u mense ook gebruik om 'n verskil te maak wanneer dit swaar gaan. En mag u ons geloofsfamilie gebruik om so 'n verskil ook in mense se lewens te maak. Here, dankie en ons vertrou hierdie na u en in u hande so suurdeeg. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Kom eens staan.
As jy die vrymoedigheid het, kan jy jou een hand oopmaak so, as 'n teken dat jy die seën ontvang. En die ander een so oopmaak as 'n teken dat jy bewus is dat jy gestuur word om daardie seën uit te leef. God die Vader, Seun en Heilige Gees het jou op jou naam geroep. Het jou gevorm en wil jou gebruik as suurdeeg in sy koninkryk tot eer van sy naam. En as jy bereid is om gebruik te word, sê, hier is ek, Here. Gaan dan, in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.